Goeiemôre, dit is donderdagoggend, die 2de April 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En ja, ons staan nou hier aan die begin van die Paasfees en almal wat gaan verry, moet asseblief veilig bestuur en sorg dat hulle veilig aankom en dan weer veilig terugkom. Ek herinner julle egter daaraan dat ons wel vanaand 'n bosberaad gaan hê en ek gaan gesels met 'n paar lede van die SBB Sakekamer wat ons onlangs gestig het, wie se eerste projek dan ook die Silwer Munt projek was. Ek gaan daar gesels met 'n paar manne en ons gaan hoor wat hulle sê vanaand lekker en die geleenthede wat daar geskep word vir ander entrepreneurs om betrokke te raak by die proses. Want dit raak al moeiliker vir ons om die take uitgevoer te kry wat opgelê is, wat ons moet doen ter voorbereiding van 'n staat van anargie waarin ons kan verval. En dan moet ek sommer sê dat baie mense sien nog glad nie probleme vir Suid-Afrika nie, wil dit nie sien nie, wil nie daarvan weet nie, en dit het my die volgende video laat neem. Ek wil hê julle moet nie laat neem, ek het dit gekry hier op X en ek wil dit graag vir julle speel, want daar's so min mense wat bereid is om 'n bietjie navorsing te doen oor die werklikheid van situasies. En die meeste mense bly voortploeter met die hoofstroom media en dit wat die hoofstroom media verkondig en dit te aanvaar as die ja en amen, as die Bybel van die moderne samelewing. Wat hulle sê is die waarheid en die res nie. Maar daar's ook 'n ou Afrikaanse gesegde, baie hoor waar die klok lui of hoor die klok lui, maar weet nie waar die bel hang nie. Hierdie is 'n uitstekende voorbeeld juis daarvan. Ek speel hom net gou vir julle. Ek kry hom. Isn't it a little bit homophobic that we're so focused on the straights of Hormuz and not the gays of Hormuz? Yes, I agree. Yes, Yeah. for sure. Why do you think they're willing to leave the gays of Hormuz behind? I think it's just historically, gays have always been very discriminated against, which is Yeah. wrong on so many levels. Even in war. Yeah, even in war, it just takes more reform in government, obviously, and then also educating society. Just feel like if we're gonna go in there, we can't leave the gay people behind. Right. I don't think we should go in there at all, but if we're going to, the gays of Hormuz, we could turn it into Fire Island. For sure. Isn't it a little bit homophobic that we're so focused? Dit is verskriklik tipies van 'n situasie waar mense nou hier betoog oor die straat van Hormuz. The Straits of Hormuz. Natuurlik die Engels, stryd. So as jy dit so 'n bietjie sleg uitspreek, dan klink dit asof dit stryd is, soos in die gesegde, strydpersoon gaan tussen man en vrou en dan gays is die teenoorgestelde. En waar hierdie protesopganger, betoger, reguit gevra word deur hierdie YouTuber, nou wat gaan er word van die gays van Hormuz as net die stryds mag gaan? As die stryds mag gaan, wat dan nou van die gays van Hormuz? En duidelik het sy geen idee dat die stryd van Hormuz beteken die straat van Hormuz waar deur skepe vaar nie en het absoluut niks, maar niks te doen met geslagsoriëntering nie. Party daar kry ek die gevoel dat baie van die luisteraars en die kykers weet ook nie waaroor dit gaan of wat is die straat van Hormuz of 'n menigte ander onderwerpe nie. Jy hoor die klok lui, maar jy weet nie waar die bel hang nie. Ons sien 'n eskalerende oorlog in die Midde-Ooste. Ten spyte van Trump se uitlatings dat die oorlog is gewen, bly ons sien dat die straat van Hormuz bly toe.
Ontleeders is dit eens dat dit nie eenvoudig gaan wees om die straat van Hormuz oop te maak of om dan Iran te oorreed om dit weer oop te maak nie. En militêre wapentuig en aanvalle gaan nie die straat van Hormuz heropen nie. Ek het baie hoop gehad in hierdie gepraat van Donald Trump dat daar wel sekere onderhandelingsprosesse aan die gang is, maar terwyl hy aan die een kant sê, hy praat nou met 'n beter regering, wonder ek watter regering, watter nuwe regering het na die Ayatollah kom en hy aan bewind gekom, die een wat dood is in die openingsaanvalle. As jy dan praat met 'n regering wat nou meer toeganklik en toeskiklik is, van watter regering praat jy? Die een wat in die buiteland gevorm is onder die ou Shah van Iran se seun, is dit jou regering met wie jy onderhandel, of onderhandel jy met diegene wat op die grond in beheer is van sake? En ek dink, dit is laasgenoemde wat die belangrikste is. Ons weet dat die stryd bly eskaleer. Dit lyk nie of Iran se missiele uitgeput raak nie, want hulle tref nog steeds steikings oor die hele Midde-Ooste. En ja, hulle kan miskien militêr toerusting gewys vernietig wees, die vloot, die lugmag, hulle toerusting, maar die missiele bly aan moet skiet. 'n Ander ding wat natuurlik deur die hele straat van Hormuz baie na vore gebring het, is die kwessie dat NAVO-lidlande nie bereid was om saam met Trump betrokke te raak in die Midde-Oosterse oorlog nie. Amerika dra NAVO al vir al die jare vandat hulle bestaan het of ontstaan het hulle basies staat gemaak dat Amerika die een moet wees wat hulle moet help, en daarom is hulle in die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie. Maar die oomblik toe Trump hulle nodig het, van die VSA kant af, nodig het in aanhalingstekens, hulle sê hulle het hulle nie nodig nie, maar dit was 'n deeglike toets wat aan NAVO gegee is. En ek dink dit is ook die einde van die NAVO. Ons sien 'n westerse mag wat besig is om te verbrokkel, wat nie meer kan saam staan nie. Terwyl ons sien, die magsblok aan die ander kant is besig om te verstewig. Daar is gerugte dat die wapen wat Rusland nog nooit wou toelaat, mag in die buiteland gebruik of heen gestuur word of verkoop word nie, is natuurlik die Prometheus S-500 lugafweermissiele wat spesifiek ontwerp is om dan vliegtuie soos die F-35 en die F-22 Raptor te kan raak sien, die radar, en hulle aan te val. Natuurlik ontken die Weste dit, maar daar het 6 vragvliegtuie ingekom oor die afgelope paar dae in Iran uit Rusland uit, en as al Iranse aanloopbaans, lughawens vernietig is, dan wonder ek waar die Russe geland. Maar hulle het, en die goed is afgelewer. So daar is 'n stadige game change besig om plaas te vind. En dan kyk 'n mens net 'n bietjie na wat sê die Chechen-magte. Die Chechen-magte is moslems. Die Chechen-magte het in hierdie oorlog in Oekraïne aktief deelgeneem saam met die Russe. Dis natuurlik 'n onafhanklike staat binne die Russiese Federasie, en die Chechens het baie sukses op die slagveld behaal. En die Chechens het hulle nou aan die kant van Iran geskaar. Dit is 'n eskalasie. Kyk gerus. Daar staan die Tsjechiese magte aangetree, en die Tsjechiese leier gaan nou 'n toespraak maak waarin hulle self aan die kant van Iran verklaar. Nou dis nou nie al hulle magte nie, dis maar gedeeltes daarvan in die proses.
Chechen units ready to deploy to Iran in the event of a US ground invasion. As die Amerikaners voete op die grond sit, sal die Chechen magte ook ontplooi word na die gebied. Dit is vir my 'n geweldige eskalasie. Dit spel vir ons uit dat dinge aan die ontwikkel is indien dit nie vinnig kan verander nie. Die propagandamasjien, natuurlik die sterkste wapen wat tans daar is, maar ons moet ook 'n bietjie kyk na misleiding. En wie anders is meesters wat die misleiding aanbetref as China huidiglik. Nou in die Tweede Wêreldoorlog het die Duitsers, die Britte mock-ups gebou, nagemaakte vliegtuie uit seil, karton en enige ding uit, en hulle het dan opgebou in 'n area waar die Britse magte wou gehad het, Hitler moet dink, gaan die inval in Europa plaasvind. En dit het op 'n heeltemal 'n ander plek plaasgevind. Dis misleiding. Kyk net na 'n bietjie hierdie vorms van misleiding. Nou dit mense is alles opblaas tanks, opblaas toestelle wat geplaas word, waar die verskil nie sommer van 'n hoë hoogte in die lug uit gesien kan word nie. Alles daai gemaak van 'n tipe sterk plastiek opgevou, en dit is eintlik bitterlik interessant om te kyk na wat het hulle daar. Dan is daar nog beeldmateriaal, ook van hierdie misleidingspakkette wat hulle dan vat en hulle plaas dit uit, en as die oppositie dit aanval, dan dink hulle het 'n werklike stuk wapentuig vernietig. 'n Laaste een hier wat nie opblaas nie, maar wat van 'n goedkoop metaal gemaak is. Kyk hoe erg lyk daai toerusting. Lyk en dit klink, is van 'n baie dun metaal gemaak. Kos onder $2000 'n stuk, en dit word dan op die vliegvelde en oral in versamelgebiede uitgeplaas, en wanneer jou oppositie jou aanval, dan val hulle eintlik dummies aan. Dit het ons ook in Iran nou al sien afspeel, en daar's plekke waar hulle vliegtuigbeelde geverf het op die parkeerareas waar die vliegtuie dan veronderstel was om te geparkeer te wees. Maar dit wil die mense nie weet nie. Hulle wil niks weet dat Iran met 'n suksesvolle misleiding verskeie misaanvalle van die Amerikaners kon lei. Want ons dink nie dit is moontlik dat enige iemand die Amerikaners kan mislei nie. En tog is die algemene opvatting nou onder politieke ontleeders internasionaal is dat weer eens Amerika Iran totaal en al onderskat het, nie behoorlik beplan het nie, en geglo het dat na 'n paar bomaanvalle gaan Iran net omhol en oorgee. En dit het nie gebeur nie. Daar bly nou baie min oor vir Donald Trump. Hy gaan omdraai en wegstamp as hy nie in 'n baie lang oorlog betrokke wil wees nie. Maar dan gaan hy gesig verloor, want die straat van Hormuz is nie oop nie. En wat dan? Wat is die ander opsies wat vir hulle oorbly? Wat se misleiding gaan die Amerikaners toepas? En ons besef dat die groot opbou van mag was deel van die Amerikaanse misleidingsplan wat hier plaasgevind het of deurgevoer is. Ons moet net onsself die vraag afvra: in hoe mate het wie vir wie mislei in hierdie oorlog? Oor wie gaan suksesvol wegstap? Die ou Suid-Afrikaanse weermag het elke geveg in Angola gewen. Maar ons het ons land uiteindelik verloor. Met ander woorde, ons het die oorlog verloor deur die optrede en gedrag van swak politikusse. En dit kan ook in hierdie geval
van Amerika en Iran baie maklik so uitloop. Geniet vanoggend jou kondensmelk, koffie en mense, as julle van my uitsendings hou, stuur dit aan, versprei dit. Daar is 'n afname en deelname, want dit lyk vir my dat wanneer ek oor mooi onderwerpe praat, iets goeds probeer sê, opbouends probeer doen, motiveringspraatjie van soorte gee, dan draai dit uit dat niemand stuur dit aan nie en niemand versprei dit nie en dit sterf eintlik 'n stille dood. Baie dankie en julle moet weer eens hierdie lang naweek terdee geniet. Ek sien julle dan vanaand met die Bosberaad om 7:00. Dit is oop vir almal om te kyk en dit begin presies regstreeks 7:00. Hold on.